Geliefdes, dieselfde gesindheid wat daar in Christus was, moet ook in ons wees in ons liefde en ons omgee vir mekaar. Die apostel Paulus vermaan ons daar in Filippense 2, dat die een die ander hoër moet ag as homself. Die gevolg is dan, dat ons mekaar in gelyke mate ag. Aardse rykdom mag nie in ons verhouding met mekaar 'n rol speel nie. Geen broer of suster mag voel dat hulle minderwaardig geag word weens hulle finansiële omstandighede nie. Jy mag nooit voel dat daar op jou neergesien word deur die ander welvarende gemeentelede nie. Die apostel Jakobus het sulke mense in sy gemeente geken. Daar was die rykes wat mense op hulle voorkoms beoordeel het. Hulle het mense wat oënskynlik goed gekleed was en goue ringe gedra het, met meer respek behandel as mense wat meer armoedig gekleed was. Dit mag natuurlik nie gebeur nie, dis onchristelik. Beide arme en ryke moet hulle denke verander. Jakobus skryf daar in Jakobus 1 vers 9 tot 11, maar laat die broeder wat gering is roem in sy hoogheid en die ryke in sy geringheid, want soos 'n blom van die gras sal hy verbygaan. Want die son gaan op met sy hitte en laat die gras verdor en sy blom val af en die sierlikheid van sy gedaante vergaan. So sal die ryke ook in sy weë verwelk. Ja, geliefde, in die geloof moet ons lewensuitkyk verander word na iets anders as waaraan ons gewoond is. Ons is te geneig om wêrelds te dink oor ons eie lewens en ons omstandighede. Ons denke moet verander. Jy het 'n veranderde lewe in Jesus Christus en die Heilige Gees wat in jou woon. Arme, jy mag dalk arm wees in wêreldse besittings, maar het jy nie in die geloof 'n erfgenaam geword saam met Christus nie? Jy is mos nou 'n burger van die koninkryk van die Here Jesus Christus. Daar is mos geen aardse rykdom wat daarmee vergelyk kan word nie. Natuurlik kan jy nou in hierdie lewe nie so wel af wees in materiële dinge soos wat jy graag sou gewees het nie. Maar dink daaraan hoe afhanklik jy van God is. Dat jy kan bid, gee ons vandag ons daaglikse brood. Dit beteken dat die afhanklike van God nie vra vir 'n oormaat nie, maar wat nodig is vir elke dag. En dan gaan dit nie net oor brood wat 'n mens eet as hy honger is nie. Dit is 'n simbool van alles wat jy nodig het om van te lewe. Kos en drank, klere in jou bas, gesindheid en gesondheid. Ja. Jy erken deur jou gebed jou totale afhanklikheid van God en jy is dankbaar vir elke genadegawe wat jy uit sy Vaderhand ontvang. Lig op jou kop, nie in ydelle hoogmoed nie, maar omdat jy in Christus nie minderwaardig is nie, omdat jy in hom werklik ryk is. Ryk mense kan dalk dink dat hulle 'n trappie hoër is as ander mense, omdat hulle genoeg het van alles. Alhoewel die meeste rykes nooit dink dat hulle genoeg kan hê nie. En dan voel hulle dalk minder afhanklik ook van God se genade. 'n welgestelde man het al gesê, ek dank nie die Here vir die voedsel op my tafel nie, want ek het daarvoor gewerk, so asof God nie aan hom die vermoë gegee het om te kan werk nie. Nee, rykes het geen rede om op armes neer te sien nie. Hulle moet ook hulle einddoel in gedagte hou, om by Christus in sy heerlikheid te wees. Die apostel sê dat aardse skatte en ryk mense net so verganklik is soos die blomme van die veld. God kan iemand se omstandighede binne 'n oogwink verander. Die rykes se pad is dus ook nie so seker en gewis nie. Om ryk te wees is nie 'n sonde nie. Die Here gee aan mense ook die vermoë, die kennis en die vaardighede en die geleenthede om met harde werk geld te verdien, selfs genoeg vir 'n stewige bankrekening. Maar dit mag nooit lei tot hoogmoed en 'n kloof tussen jou en God nie. En wanneer God die gebed verhoor van die armes se daaglikse brood, val dit nie soos manna uit die hemel nie.
God gebruik jou oop hand daarin. Hoekom dink jy seën hy jou so ryklik? Jy kan nie maar net vir hulle sê, gaan heen in vrede, word warm, word versadig, maar jy gee hulle nie wat vir die liggaam nodig is nie. Ryk en arm, julle moet julle denke verander. Amen. Kom ons bid. Hemelse Vader, gee dat ons nooit as u kinders minderwaardig sal voel. Gee dat ons denke sal verander, sodat ons sal besef dat ons ontsaglik ryk is in Jesus Christus. Gee dat ons ook nie sal roem in ons wêreldse rykdom nie, want alles wat ons besit behoort aan u, en ons moet daarmee handel volgens u wil. Amen.